Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ons spesifiek na 'n tema wat aangevra is deur een van ons kykers. En dit is waarskynlikheid, maar eintlik nie die hele waarskynlikheid nie. Ek wil eintlik 'n bietjie verby die basiese gaan en ek wil eintlik kyk na boomdiagramme en twee-rigting tabelle. Maar ek herinner sommer net die res van julle dat as jy sukkel met 'n spesifieke tema, stuur vir ons 'n comment op die YouTube en ons maak vir jou 'n video dat ons spesifiek kan help met dit waarmee jy sukkel. Dit is ons baie lekker om interaksie te hê met julle op YouTube. Ja, ons voel soos 'n klein community daarso. So ja, reik uit na ons toe, ons help graag. En selfs as jy 'n klein vragie het, dalk help ons jou sommer in die comments. Reg, waarskynlikheid is 'n tema wat ons al begin doen in die laerskool. En ek gaan een maklike voorbeeldjie doen net om jou vinnig te herinner wat dit is, nê. So 'n woord wat ons gebruik in die gewone lewe is ons sal sê, wat is die kans dat iets gebeur? Hier is 'n basiese voorbeeld wat ons sê, as ek 'n muntstuk in die lug opskiet, nê, fliek, wat is die waarskynlikheid dat die muntstuk op kop sal land? Nee, so eerstens 'n afkorting wat ons baie gaan gebruik is P. P is eintlik Engels, dit staan vir probability. En ons gaan sê probability en dan in hakkies beskryf ons dit wat ons wil graag kry, nee, so in hierdie geval kop. Die probability dat dit op kop land. Nou daar's 'n baie eenvoudige formule vir waarskynlikheid of probability en dit is dat ons gaan sê wat is die uitkoms wat ons graag wil hê? Dit kom altyd bo en onder sit ons die totale hoeveelheid moontlike uitkomste. Okay, so op 'n muntstuk weet ons daar is 'n totaal van 2 moontlike uitkomste. Daar's gelukkig nie baie opsies nie. So net 2. En ons wil een van daai 2 hê. Dis 'n half kans. Nou weet ek 'n klomp van julle het gesê ja, maar dis 'n 50% kans, nee, 50-50. Of jy dalk het iemand gesê is 'n 0,5 kans. Al hierdie antwoorde is reg, nê? Al hierdie antwoorde is 100% reg, maar die een wat ons tussen nou en matriek die meeste mee gaan werk is breuke. So probeer hierdie antwoord as 'n breek skryf, altyd 'n vereenvoudigde breek natuurlik, maar ons gaan probeer werk net met breuke. Ja, persentasies is nie verkeerd nie, maar soos ek sê, tussen nou en matriek, dit wat ons die meeste doen, breuke. Goed. Dis die vinnige idee van waarskynlikheid. Kom ons kyk gou na wat is boomdiagramme en twee-rigting tabelle. Die beskrywing wat jy nou hierso op die skerm sien, gee ons nie so baie so 'n goeie idee van wat is die verskil tussen die twee nie, maar daar's een ding wat ek vir ons sal highlight. So boomdiagramme wys al die moontlike uitkomste van gebeurtenisse wat uit verskeie stappe bestaan. Waar twee-rigting tabelle help ons om die waarskynlikheidssituasies in 'n tabelvorm te organiseer wanneer daar 2 kategorieë is. Okay. Twee-rigting tabelle is bietjie beperk in die sin dat hulle kan net 2 verskillende kategorieë hanteer, waar boomdiagram kan vir altyd en altyd uitbrei, nee, soos 'n familieboom. So boomdiagramme is eintlik nogal veelsidig. Ons kan hulle gebruik in 'n regtig 'n verskeidenheid van situasies en ons gaan hulle baie gebruik, soos ek sê, tussen nou graad 8, graad 9 en matriek. So dis definitief ietsie wat ons wil oefen. Ek gaan een doen nou en dan gaan ek 'n tweede een doen om vir julle bietjie te wys die verskillende situasies wat ons kan kry. Gebruik hierdie twee as 'n voorbeeld wanneer jy jou huiswerk oefen. Die eerste voorbeeld klink so. Dit sê jy gooi 'n muntstuk en dan 'n dobbelsteen. Teken 'n boomdiagram en bereken die waarskynlikheid van die volgende situasies. Wanneer ek 'n muntstuk gooi, ons nou klaar gesels oor die muntstuk, het ons 2 moontlike uitkomste. Ons kan of op kop land of op stert land. En ons het klaar vir mekaar gesê die waarskynlikheid van kop is 'n half en die waarskynlikheid van stert is 'n half, 1 uit 2. Wanneer ons 'n dobbelsteen gooi, nou ek is seker almal van julle speel een of ander bordspelletjie waar jy dobbelsteen gooi. Dobbelsteen kan ons 6 moontlike uitkomstes kry, nê. So ons kan 'n 1, 'n 2, 3, 'n 4, 'n 5 of 'n 6 gooi. En uit die aard van die saak presies dieselfde vir die stertbeen. Ons kan 6 moontlike uitkomstes gooi. Ek kan nou vir jou vra, wat is die kans dat ek 'n 3 op 'n dobbelsteen gooi? En jy kan dalk as jy nou mooi opgelet het, kan jy vir my sê, die kans is 1 van die 6 moontlike opsies dat ek 'n 1 gooi of 'n 2, of 'n 3 of 'n 4. Nee, so die kans vir elkeen van hierdie bene is 1 op 6. Reg, en daar het ek 'n boom geteken. Nou interessant genoeg, die muntstuk se gooi en die dobbelsteen se gooi affekteer nie mekaar nie. Hulle het geen effek op mekaar nie. So hierdie twee gebeurtenisse noem ons as onafhanklik. Hulle beïnvloed nie mekaar nie.
Kom ons kyk gou, hoe gaan ons die vraag antwoord in verskillende situasies. Wat is die kans om 'n kop te kry op die muntstuk en dan na dit 'n 4 te kry op die dobbelsteen? Reg, dis ons eerste vraagie. Definitief 'n vraag wat jy wil 'n nota van maak vir die eksamen. Want wanneer ek op die volgende gebeurtenisse wil regkry, dan gaan die waarskynlikheid met mekaar gemaal moet word. So as ek nou byvoorbeeld hier sê, wat is die waarskynlikheid van kop en dan 'n 4, gaan ek sê wel, die waarskynlikheid van kop is 1 op 2. Die waarskynlikheid om 'n 4 te kry op die dobbelsteen is 1 op 6. Maar ek gaan hierdie twee mekaar moet maal. Dit gaan vir my gee, onthou maal ons breuke, bo maal bo 1, onder maal onder 12. Ek het net 'n 1 op 12 kans dat ek die muntstuk gooi, hy land op kop, dan die dobbelsteen gooi, hy land op 4. Ek gaan baie gelukkig wees as al twee dinge gebeur. 1 op 12. Okay, so wanneer die gebeurtenisse op mekaar moet volg, maal ek hierdie twee. Dis die eerste tipe scenario, baie algemene tipe vraagie. Die tweede vraag sê, wat is die kans om enige onewe getal te kry na enige kant van die muntstuk? Ag, eintlik 'n lekker vraagie, nee, want omdat ons sê enige kant van die muntstuk, al wat eintlik saak maak is 'n onewe getal. Nee, die kans dat ons enige kant van die muntstuk kry is 2 uit 2. Ons gee nie om wat se een van die twee kante hy op land nie. En ons gaan dit maal met die onewe getalle op die dobbelsteen. Daar is 3 onewe getalle op die dobbelsteen. Nou as ons nou hierdie maal kry ons 2 maal 3 is 6, 6 maal 2 is 12. Ons gaan dit definitief moet vereenvoudig. Finale antwoord, die kans is 'n half, 50% dat ek 'n onewe getal gaan kry. Laaste vraagie lyk soos hierdie. Om 'n kop of 'n 6 te kry. Nou hierso interessant staan daar of, daar staan nie en nie. Dit maak 'n bietjie van 'n verskil. Kop of 'n 6. Okay, eerstens, ons het gesê die kans dat ek op kop land is 1 uit 2. Die kans dat ek 'n 6 kry met die dobbelsteen is 1 uit 6. Maar omdat daar nou staan of, gaan ons nie hierdie twee met mekaar maal nie. Ons gaan hulle plus. Ons gaan sê of ek kan alles insluit. Of ek kry die kop of ek kry die 6, maak die reg saak, ons plus hulle met mekaar. En nou moet ons net onthou hoe om breuke te plus. Nou, ons kan hierdie breuke plus as die noemers nie dieselfde is nie. So 'n half kan ons skryf as 3 op 6 plus 1 op 6. En dit gee vir my 4 op 6. Finale antwoord moet hom vereenvoudig 2 op 3. 2 op 3 kans. So wat jy kan onthou is, as daar staan en, dan gaan ons die twee met mekaar maal. As daar staan of, gaan ons die twee met mekaar plus. Ek doen nog een vinnige boomdiagram, want hierdie is bietjie anders. Hierdie gaan nie onafhanklike gebeurtenisse wees nie. Hierso gaan ons kyk wat gebeur as die eerste gebeurtenis die tweede een affekteer. Kom ons lees die sommetjie sê, trek 2 balletjies uit 'n sak, een na die ander sonder om die eerste een terug te sit. So daar's 'n sak met 4 rooi en 4 blou balletjies in. Hierdie sak het 4 rooi en 4 blou balletjies in. Okay. Wanneer ons die eerste balletjie uit die sak moet haal, sê ons kan gou 'n boom trek vir die eerste gebeurtenis. Daar is rooi en daar is blou balletjies. Ons weet 4 van die 8 is rooi, 4 van die 8 is blou. Dis my kanse, wanneer ek die eerste balletjie uit die sak uithaal. Maar, nou weet ek, okay, dan sal 'n tweede gebeurtenis, ek moet weer 'n balletjie uit die sak haal, so vir elkeen van hierdie opsies het ek weer 2 bene, rooi en blou, rooi en blou. Nou hier's waar ons mooi moet kop hou. Goed. Ons gaan sê nou maar ons het met die eerste gebeurtenis 'n rooi balletjie uit die sak gehaal. Okay, eerste been. Ons sit hom nie terug nie. Hoeveel rooi balletjies is nou nog oor in die sak? Hoopelik sê jy, daar's nou net 3 oor. En jy's reg. Hoeveel balletjies is er totaal in die sak? Daar's ook net 7 balletjies in die sak oor, want ons het daai een rooi balletjie nie weer teruggesit nie. Hoeveel blou balle is in die sak oor? Wel, ons het nog nie aan een blou balletjie gevat nie, so ons weet daar's nog steeds 4 blou balletjies in die sak oor. Ja, 3 van die 7 wat oorbly is rooi, 4 van die 7 wat oorbly is blou. Maar, sê nou maar, ons het met die eerste gebeurtenis 'n blou balletjie uit die sak gehaal. Dan sê ons, in daai geval gaan daar nou net 3 blou balletjies oorbly en 4 rooi balletjies. Okay, hoopelik maak dit sin dat die eerste gebeurtenis het die tweede een beïnvloed, geaffekteer. Hulle is afhanklik van mekaar, nie onafhanklik nie. Nou kan ons die vraag antwoord, want ons boomdiagram is voltooi.
Wat is die waarskynlikheid dat jy eers 'n rooi en dan 'n blou balletjie trek? Onthou, daar staan en. So ons gaan die waarskynlikhede met mekaar moet maal. Eers rooi en dan blou. Kom ons gaan kyk. Kans vir rooi, die eerste een, is 4 op 8. En dan die kans vir blou is 4 op 7. Ek maal die twee met mekaar. 4 maal 4 is 16. 8 maal 7 is 56. Ek kan definitief hierdie ouetjie vereenvoudig. Waarmee kan ek deel bo en onder? Ons kan klein begin, dit maak nie reg saak nie. Ons kan sê, kom ons deel met 2 bo en 2 onder, dan kry ek 'n 8 op 28. Dan sê ek, ek kan nog deel, nee. Ek kan nog deel met 2 en nog deel met 2. Ek kry 4 op 14. En ek kan nog deel met 2 en 2 en ek kry 2 op 7. My finale antwoord, 2 op 7, onthou om altyd te vereenvoudig tot op die einde. Die kans dat ek eers 'n rooi balletjie kry en dan 'n blou balletjie is 2 uit die 7. Dis boomdiagramme, en as jy net boomdiagramme wou sien, kan jy hierso eintlik die video verlaat. Maar twee-rigting tabelle is eintlik lekker maklik. So ek gaan 2 voorbeeldjies vir ons doen. Ek gaan dit vir ons hierso afskorting in my tabel sit. En kom ons kyk vinnig hoe werk 'n twee-rigting tabel. So hierdie voorbeeld sê in 'n klas is daar 30 leerders, 18 speel sokker en 12 speel cricket. 6 leerders speel sokker en cricket. Okay? Ons wil hierdie twee-rigting tabel invul. Nou as jy hou van Sudoku, gaan hierdie vir jou lekker wees. Lekker maklik om mee te begin is ons kan sê die totaal hierso in die hoekie is daar is 30 leerders. Dis 'n lekker plek om altyd te begin. 30 leerders. Ek kan ook sê die totale kinders wat sokker speel is 18 en die totale kinders wat cricket speel is 12. Nou, hopelik kan jy nou mooi sien hoe ek hierdie lees, nee. Sokker, daarso sy tabel. Cricket, daarso sy tabel. So ek het 2 gebeurtenisse en hulle loop nou half so saam. Een loop dwars, een loop af ondertoe. Okay? En nou wil ek begin totale invul van enigiets anders wat ek kan. Ek weet 6 kinders speel sokker en cricket. Nee, so hulle kan daarso in daai blokkie kom by sokker en cricket. Wat moet ek by 6 plus om 'n totaal van 18 leerders te kry wat sokker speel? Hooplik sê jy 12. So as 6 kinders cricket en sokker speel 12 kinders sokker, maar nie cricket nie. Okay? Selfde wanneer ek onder toe gaan. Wat moet ek by 6 plus om by 12 te kom? En jy sê hopelik, daar moet 6 mense wees. En ek kan nou so hierdie tabelletjie mooi voltooi. 12 plus 18 is 30. En 18 plus 12 is 30. 12, dat so. En dan kan ek sê, al wat hier kort is 6. 6 plus 6 is 12. En 12 plus 6 is 18. Dit is soos 'n pragtige Sudoku. Nou weet ek presies wat al die totale is. En ek kan enige vraag antwoord. Kyk wat sê die vraag. Hoeveel kinders speel slegs sokker? So ons gaan sê slegs sokker. Okay? Sokker, maar nie cricket nie. Daai 12 mense. 12 van die 30. Definitief moet jy daai ouetjie vereenvoudig na 2 op 5. Hoeveel leerders speel nie een van die sporte nie? So kom ons sê geen. En ons gaan sê hierdie 6 mense speel nie cricket nie en ook nie sokker nie. 6 van die 30. En dis 1 op 5. En laaste vraagie, hoeveel mense speel cricket totaal? Nee, so cricket, ons gee nie om of hulle ook sokker speel nie, net totale hoeveelheid cricket. Ons weet daar's 12 mense wat cricket totaal speel. 12 op 30 en dit kan vereenvoudig na 2 op 5. Eintlik nogal cool, as jy die tabel voltooi het, kan die vraag eintlik lekker maklik beantwoord word. Ek gaan nog een doen, net dat jy seker is wat ons doen, en dan kan jy dit gaan oefen. Hierdie vraag sê, in 'n groep is al 40 mense, 25 drink koffie, 15 drink tee, 10 drink albei. Voltooi die tabel. Jy kan nou eintlik hierso pause en hom probeer op jou eie. Maar, ek gaan inspring, en sê, wel, as ek net 2 mooi afskortingies hierso trek, daar's 40 mense totaal. Ek weet, tee-drinkers is daar 15 totaal, en koffiedrinkers 25. En 10 drink albei. En ons is terug by die Sudoku. 10 plus 15 gee 25, 10 plus 5 gee 15, 15 plus 25 is 40, en 25 plus 15 is ook 40, en al wat ek hier kort is 'n 10, hy sal my hele tabel voltooi. Eintlik nogal lekker, ek dit kort oefening, maar ek gaan nie dit. Wat is die kans dat iemand geen een van die twee drink nie? Geen. Ons gaan sê, hierdie mense drink nie koffie of tee nie.
So dis 10 van die 40 of 'n kwart. En laaste vraag, wat is die kans dat iemand slegs tee drink? Slegs tee. So tee, maar nie koffie nie. En dit gaan wees 5 van die 40 of 1 op 8. Finale antwoord. Baie lekker tipe vragies, boomdiagramme en twee-rigting tabelle. Gaan oefen hulle as jy sukkel, soos ek gesê het. Stuur vir my 'n comment, vra vir my 'n vraag en ek help as wat ons kan.